Ek gaan vanaand 'n bietjie met julle gesels oor 'n ander onderwerpie wat ook vir my fantasties is en ek dink is nodig dat 'n mens dit moet weet. En dit is wat ons nou vanaand weer gaan doen. Ons gaan weer na die woord kyk en dan gaan ons dit study. Ons gaan dit saam bietjie lees en kyk daarna en ek gaan vir julle vertel wat ek sien daarin. Jy besluit self hoe jy dit verstaan en hoe jy dit sien. Hoe ek die woord opsom en wat ek hoor en wat ek lees, voornamelijk dit wat ek hoor. As dit woord is wat my vlees, my begeertes miskien nakom, te nakom. Met ander woorde, dit is nie lekker om dit te hoor nie, want ek weet, daardie woord moet ek gebruik om my vlees mee te kruisig. As dit sulke woord is, dat my vlees kry swaar, dan weet ek is die waarheid. Want die woord van die Here is daar vir ons, om ons te leer, om die minste te wees, om liefde te hê, om lankmoedig te wees, om verdraagsaam te wees, om nie jou eie belang te soek nie. Julle weet, Galasiërs 5 vers 21, die vrug van die Gees. So as ek woord hoor of lees en ek sien, dit is moeilik, dit is nie lekker nie, dan weet ek, dit is teen my vlees, dit is teen my begeertes. Ek wil dit nie hoor nie, want dit is moeilik. Maar soos jy dit dan ook al wil, maar ek wil graag hierdie met julle deel. En weer eens dankie vir die mensies wat kyk en wat like. Ek waardeer dit. So, kom ons kyk. Ek gaan beginne. Ek het dit 'n skrif hier gegee, 'n opskrif, geestelike saad. Geestelike saad. Maar ek gaan sommer beginne reg in die begin in Genesis 3 vers 15, waar hy praat van saad. Kom ons lees dit. So ons gaan weer doen wat die woord van die Here in Jesaja 28 sê. Hy sê, vir wie wil ek kennis leer? Vir wie wil ek die openbaring verstaanbaar maak? Vir hulle wat gespeen is van die moederborste, van die melk. En dan sê hy verder, dit is 'n reël op reël, reël op reël. Gebod op gebod, gebod op gebod. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. So dit is presies, as ons die openbaring verstaanbaar wil kry, dan is dit die manier wat ons die woord moet studeer. Dis reël op reël, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Dit is hoe 'n mens die woord moet eintlik studeer. Kom ons gaan aan, Genesis 3 vers 15. Hier praat God met die vyand, met die slang, met Lucifer. Hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. En tussen, luister mooi, jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Jy weet, as 'n mens nie die Bybel studeer nie, dan dink jy, ja, dit is Jesus. Ja, dit is Jesus. Wat hy hiervan praat, haar saad, Jesus Christus. Maar Jesus gaan sy kop vermorsel. En hy gaan Jesus, met ander woorde, Eva se saad, in die hakskeen pik. So, maar kom ek gaan aan, dan kyk ons verder. Nou gaan ek na die Nuwe Testament toe. 13 vers 2. Nou julle sal nou sê, van Saul, jy het al hoeveel keer gepraat oor hierdie gelykenis van die saaier. Maar weet julle, dit is die gelykenis wat die meeste verborgenhede in is. Daar is soveel te leer. As jy daai gelykenis verstaan, en wat Jesus verduidelik het, dan verstaan jy baie. Maar kom ek lees hom nou oor die saad. 'n Groot menigte het by hom, dis Jesus, vergader, sodat hy in die skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan.
En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê. 'n Saaier het uitgegaan om te saai. Nou ek gaan nou nie hierdie hele ding lees nie, want ek weet julle het net hierdie ding reg kry hierso. Ek weet julle ken dit al. Ek het dit al so baie bedien en genoem. Maar kom ons spring na vers 18 toe, Matteus 13 vers 18. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. Hy praat nou met die disippels. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Hoor mooi wat hy sê. Kom, ek gaan hom net stadig lees. Baie keer luister ons nie na elke woord wat daar uitgaan nie. Hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor, met ander woorde, daar's 'n mens en hy hoor die woord. Dalk mense nou, wat luister na my en kyk na my, julle hoor wat ek sê, maar hoor wat sê hy, en nie verstaan nie. Die persoon wat die woord hoor en nie verstaan nie. Nou, ek weet, meeste van die mense, as hulle nie verstaan nie, man, ek verstaan nie die woord nie, dis vir my Grieks, jy weet, ja, dit is eintlik Grieks. Dan los hulle, dan wil hulle nie bietjie gaan study wat wat Paulus duidelik sê, study to show yourself approved. Dan draai hulle weg, en dit is wat hy dan sê. Kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Hy sê vroeër, die voëls van die hemel kom en pik dit op. As jy nie verstaan nie, daarom is dit so van kardinale belang, dat jy en ek die woord moet verstaan. Ons moet study, ons moenie ophou, as daar 'n ding is wat jy nie verstaan nie, soek na die antwoord. Maar soek dit in die woord van die Here, want die waarheid is in die woord van die Here. As jy gaan kyk na ander boeke en wat ander ouens sê, ja, jy kan dit doen, natuurlik kan jy dit doen. Maar wat jy daar lees, moet klop met die woord. Jy moet, wat ander ou sê, wat ek sê, moet klop met die woord. Daar moet kruisverwysings wees oor wat ek sê, want anderster kan dit nie die waarheid wees nie. En is alles wat ek sê, moet in konteks gepas word. Kom ons kyk na vers 23, ons spring na vers 23 toe. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, hoor daar kom het weer deur, en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. Nou hierdie paar sessies wat ek gedoen het oor die 3 abodes, die 3 woonplekke hierna, hier kom dit, vrug dra en oplewer, 100-voudig, 60 en die ander 30-voudig vrug. Goed, kom ons gaan aan. Ek wil gaan na Johannes 1 vers 1 toe, net om vir julle te wys, wat is die saad, wat God eintlik vir Lucifer van gepraat het. In die begin was die woord van God, en die woord was God, en die woord was by God. Julle ken seker almal hierdie skrif. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. Vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eengebore seun, of liewste die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Met ander woorde, die woord van God, laat ek net my papierbybel bietjie kry hierso. Ek het eintlik 'n kansel nodig. Ek wil so 'n klomp goed. Hierdie 66 boeke. Kan nou nie dit met my
rekenaar so doen nie. Hierdie Bybel, dit is die saad wat in jou hart val. Dit is die saad wat gesaai word. Ek is besig vandag om saad te saai. As jy kerk toe gaan, is die pastoor of die evangelis, wie hy ook al is, of wat hy ook al is, moet die saad saai, die saad, die waarheid saai. Dis belangrik. En vir jou, om nie in jou haksteen gepik te word nie, deur die slang nie, moet jy nie sy saad wees nie. Jy moet jy moet saad van Eva wees. Jy moet in daai bloedlyn wees, sodat jy sy kop kan vermorsel. Nou wat is sy saad? Wat is Lucifer se saad? Kom ons lees dit. Kom ons lees dit. Matteus, ek gaan nog 'n bietjie aan met Matteus 13 vers 18. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, ons het al reeds daaroor gepraat, maar kom ek lees hom klaar. Kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy wat langs die pad gesaai is, duidelik gesê. 'n ander gelykenis vers 24, 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, hoor mooi na hierdie ene. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land saai. Nou, hoor mooi wat hy sê. Hoor mooi wat hy sê. Die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Met ander woorde, jy moet goeie saad in jou goeie land saai. Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Gaan jy kerk toe? Nee, dan saai die pastoor dit. Dit beteken jy moet self studie. Ek meen, dit is duidelik. Ek hoop julle verstaan wat ek sien hierso. Dit beteken jy saai hierdie saad in jou eie land. Jy saai hierdie goeie saad in jou eie land. Kom ons gaan aan. Hy sê verder, maar terwyl die mense slaap, nou kom die slaap ook alweer in. Want in die, ekskuus tog, as ek dit sê, maar ek moet dit sê, in die kerkwêreld word daar geslaap. Geslaap, want die mense kom nie eers agter al die onwaarhede, al die verdraaiings, al die woorde wat nie uit die woord uitkom nie, wat aan hulle gepredik word. Ek kan 'n klomp goed opnoem. Ek kan jou 'n maand en 'n aand besig hou met valshede wat in kerke gepreek word. Ek sê nie al die kerke nie. Nie jou kerk nie, ander kerke. Maar wat in kerke, wat hulle sê, dis God se huis hierdie. Gepreek word. Hy sê hierso, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Kom ek lees hom net weer. Het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Wie kan dit wees? Het 'n slegte mens gekom? Jy moet goeie saad saai. Maar 'n slegte mens kom en hy saai ander woord. Die saad is woord. Dis Jesus Christus en Jesus Christus is die woord. So 'n verkeerde ou kom en hy saai onkruid, verkeerde saad in jou goeie grond. Jy lees die Bybel en iemand kom en hy kom sê vir jou, nee man, dit beteken nie dit nie. Daar was nie 3 eenheid nie, dis net Jesus Christus. Dit is nou laster op die hoogste graad, want jy verwerp die 3 eenheid. Wat van die Heilige Gees, wat van die Vader? Ek kan nie verstaan nie. Dit is wat die Here van praat. Hulle kyk maar hulle kan nie sien nie. Hulle luister maar hulle hoor nie. Dit is dit
valsheid. Julle moet wakker word, julle moet regtig die woord lees. En dan sê mense, ek weet hierdie uit ondervinding uit. Nevertheless wat die woord van die Here sê. Iemand het nou die dag met my bietjie gepraat oor die doop. En nee, ek hoor jy sê, ek verstaan dit so, maar jy weet, ons kerk se konstitusie sê so. Nee, met ander woorde wat in die woord staan wat deur God daar geskep is, word oorheers deur wat 'n paar ouderlinge en diakens en dominees geskryf het. Verstaan julle wat ek sê? So met ander woorde, hulle kies wat mense geskryf het. En hulle kan hom maar hoe verdraai hier in die woord van die Here. Hierdie is die waarheid. En hier lees ek alles hoe dit moet gedoen word, want dit is alleen die waarheid en nie wat iemand geskryf het, die kerk se reëls en regulasies nie. So wees versigtig. Ek is koerier. Ek waarsku. Die Here sê hy gaan herders na my hart vir julle gee om julle op te pas met wysheid en kennis. Dis al wat ek wil doen, maar jy hoef my nie te glo nie. Maar gaan ondersoek die woord. Dis al wat ek vir jou vra. Gaan ondersoek die woord. Kom ons kyk verder. En die diensknegte, hoor hierdie. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: "Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?" En hy antwoord hulle: "Vyandige mense het dit gedoen." Toe sê die diensknegte vir hom: "Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak?" Hier is 'n belangrike skrif. Maar hy antwoord: "Nee. Moenie daai onkruid bymekaar gaan maak nie." Hoor wat sê hy? "Dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak, met ander woorde die leuns, die woord leuns bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Nou moet jy wysheid, kennis en insig hê en jy moet absoluut gelei wees deur die Heilige Gees. Wanneer jy onkruid gaan uittrek, maar eintlik sê God, nee. Ek het gewonder, Here, maar wow, ek wil vir die mense die waarheid vertel. Ja, die Gees van die Here lei my. Ek moet die waarheid praat. En die onkruid moet ek los. God se Gees is kragtig genoeg om vir daardie mens 'n openbaring te gee oor die onkruid wat in sy lewe gesaai is, om dit vir hom oop te maak. Ek moet net die waarheid preek, ek moet net die waarheid bring, ek moet net sê, maar hoorie, kyk, koring lyk so, en die onkruid lyk so. Ek kan nie daai ou nou gaan, want wat doen jy? En dit maak vir my heeltemal sin. As jy nou gaan beklei, en jy wil die waarheid uit hulle gaan uit, of liewer die valse woorde uit hulle gaan uittrek, kan jy ook daardie siel skade laat lei. Laat hy gaan sê, man, ek is nou klaar, want die Bybel, hierdie ou sê so, en hy wys my, en daai ou wys my so, en ek weet nie meer wat die waarheid is nie. Kan jy veroorsaak dat daardie mens hel toe gaan? So ek dink, wat hy hier meen is, los uit vir die Gees. Moenie die Gees se werk probeer doen nie. Lees en verkondig net die waarheid. Laat hulle die waarheid hoor. As hulle dit gehoor het, en hulle aanvaar dit nie, weet jy wat sê die woord van die Here? Daar's mense met wie ek dit al gedoen het. Ek voel half skuldig, maar dan lees ek daar die skrif. Hy sê, as mense nie na jou wil luister nie, as hulle nie wil luister nie, skud die stof van jou voete af, van jou skoene af. Skud die stof af. Met ander woorde, as jy daai stoffies afgeskit het, dan draai jy weg, dan loop jy, en dan los jy daai mens vir die Heilige Gees, of vir God, om op 'n ander manier, want hy gaan nie na jou luister nie. Ek het al met mense gepraat, laat hulle rug op my draai, en my eintlik lelik antwoord. En weet jy wat? Ek sien nou en dan nog van daai mense. Ek praat nie met hulle oor die Here nie. Ek
het die stof van my voete afgeskit. En die woord van die Here gee my die reg om dit te doen. As jy iemand wil bedien met die waarheid, jy wil hom help, en die gesindheid van jou hart is nie om hom seer te maak en om die onkruid uit te gaan ruk nie. Nee, jy wil net die woord, net die waarheid bedien, en jy wil daai persoon eintlik help, want jy weet hy's op pad afgrond toe. 'n Mens doen dit omdat jy iemand lief het. Jy wil nie daai persoon met hel toe gaan nie. Maar vandag se dag mag jy niemand regtig berisp mee nie. Want dan is hulle kwaad vir jou. Maar die woord van die Here sê, skud die stoffies van jou skoene af. Ek het al van mense wat sê, hulle die Here lief, ook my beginne afskud. Want hulle wil net hulle way dit doen. Hulle dink dit wat hulle doen is reg. Amper sê ek verkeerd. Die duiwel met die woord van die Here. Hulle loon die woord. Dit is wat die woord van die Here sê. Hulle loon die woord van die Here. Kom ons gaan verder. Hy sê, hy antwoord nee, dat julle nie, miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om in die vuur te verbrand. Maar bring die koring bymekaar in die skuur. Mensies, ek gaan vir julle sê, dis ernstig. Die saad wat gesaai word deur leraars, deur teoloë, ekskuus, manne wat nie universiteit sit. Julle moet laat ek vir julle, ek het 'n DVD van 'n seminaar wat aangebied is hier in Pretoria, deur in die universiteit, waar daar manne was, as jy die snert hoor wat daar gepraat word, en dan is dit groot manne, hier in Suid-Afrika. Ek sê vir jou, sê skrikwekkend, oor die onkunde wat daar is, by die manne wat geleerd is. Ja, Handelinge 17 vers 11, ek gaan sommer skriffies lees, en dan gaan ons 'n bietjie kyk daarna. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Ek het hierdie skrif nou al 100 keer, maar ek sal dit nog 100 keer, want as jy na 'n kerk toe gaan, hoor jy die evangelie 100 keer. Maar jy gaan maar nog altyd. So, hoor maar hierdie is 'n bietjie anderster. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag, hoor wat hy sê, elke dag, die skrifte ondersoek, of hierdie dinge so was. Eintlik moet jy en ek elke dag die woord lees, en ondersoek. Nie 'n ou skrifgie op die SMS sit, of op YouTube, nie YouTube, ja, WhatsApp nie. Nie dit nie. Want al wat jy daar doen, jy gee, ag die Here is lief vir jou, en jy's 'n ou blommetjie in die tuin van Jesus, en al daai nonsens. Gee 'n bietjie skrif. As jy nie dit doen nie, gaan dit met jou gebeur. Hoekom altyd die mooi goedjies? Jy pamper lang die sonde in die mense, en hulle, jy's deel van die ding, van mense wat nie met God, regtige verhouding met God wil maak nie, of loop nie. Dan is jy deel daarvan, want jy waarsku nie die mense nie. Ag nee, jy's lieflik, jene jong, die Here is so wonderlik, en hy sê jou nooit straf na jou verdienste nie, bla 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 bla. Lees die Bybel. Lees net die woord van die Here, en maak 'n bietjie mense bang. Maar weet jy, ons wil dit nie doen nie. Hoekom nie? Omdat die duiwel valsheid in ons. Jy moet dit self uitwerk. Werk dit self vir jou uit. En dan vers 12, Handelinge 17 vers 12. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne.
Maar toe die Jode van Thessalonika, hoor, en toe die Jode van Thessalonika verneem dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daarop gesweep. Nou wie is hierdie Jode? Wie is hierdie Jode? Is die Jode dan nie die Israeliete wat gered is uit Egipte land uit nie? Is dit nie hulle nie? Die Jode. Nou, daai tyd, vandag is dit nog net so. Jode, meeste Jode in Israel, in Jerusalem, hulle glo nie in Jesus Christus nie. En die Bybel sê duidelik, dink is klein Johannes 2 vers 22, dink is so. Hy sê, as jy die Vader en die Seun nie bely nie, is jy die anti-Christus. Ek moet eendag met julle praat hoe ek hierdie ding sien, van, as jy die Jode bless, dan is jy gebless, en as jy hulle curse, is jy gekurs. Ek moet dit bietjie net vir julle wys, dan verduidelik jy vir my, hoe werk dit? As hy sê, dat die Jood wat nie Jesus Christus erken as die Seun van God nie, is hy die anti-Christus. 'n Jood is hulle. Hulle glo nie in Jesus Christus nie. Ja, natuurlik is daar Jode wat tot bekering gekom het. Ek praat nie van hulle nie. Ek praat nie van hulle nie. Ek praat van hulle wat nog nie glo in Jesus Christus nie. Moet ek hulle bless? Ek weet nie, dink jy myself wat jy moet doen? amper klaar. Kom ons lees hierso, Openbaring 3 vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Wonderlik. Vers 9. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Dit is dinge wat nog gaan gebeur. Hoor, ek wil net hierdie weer herhaal. Kyk, ek gee vir jou uit die sinagoge van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Jy gaan hulle kry. Kom ek verduidelik net. Die woord, ek gaan dit lees, ek het dit hierso, laat ek net gou kyk, dan gaan ek dit lees, en dan kom ons terug hiernatoe. Is Romeine 2 vers 28. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Met ander woorde, as die vuilheid van jou hart besny is, dan is jy 'n ware geestelike Jood. Nou is jy 'n ware Jood. Wat die Bybel sê. Kom ons gaan aan. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Is jy 'n bewoner van die aarde? En ek? Ja, natuurlik. So die Here sê, hy gaan al die bewoners van die aarde op die proef kom stel. Wat beteken dit? Hy gaan jou toets. Jy gaan toets skryf. En hoe gaan jy daai toets slaag as jy nie die Bybel ken nie? As jy nie lewe volgens die Bybel nie? Want hy gaan die Satan toelaat
om nog meer valse saad in jou in te saai. En as jy nie die saad van Eva, as jy nie hierdie saad is nie, en het nie, en jouself beklee met die wit fyn rein linne nie, en die regverdige dade van Jesus nie, kan jy nie bereid wees nie, dan sal jy uitverloor, dan gaan jy deur die verdrukking. En as jy dan jou kleed was in die bloed van Jesus, gedurende daardie eerste 2,5 jaar, of 3,5 jaar van die verdrukking, is net so wat die Bybel daarvan praat. As jy dit dan doen, dan sal jy gered word, maar soos deur vuur heen, dan gaan jy nie bruid wees nie. Jy gaan die ewige lewe hê, maar nie bruid wees nie. Kom ons kyk verder. Ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hoor, het ons nou al 'n kroon? Ja, ons het nou al 'n doringkroon. Jesus het doringkroon, hy het ons kom leer, hy het 'n doringkroon moes dra. Daai tafeltjie, 2 krone. Eerste wat ons moet doen, ons moet eers die doringkroon dra. Nou mense wil weet, nee man, jy hoef nie te suffer nie. Nee, die Here is goed. Jy hoef nie 'n kroon van dorings te dra nie. Dit hoef nie vir jou moeilik te wees nie. Jy weet, die Here se woord, ag man, weet jy wat, die Here vergewe jou van al jou sonde. Jy kan maar net so aanhou lewe en maak wat jy wil. Nee. Is eintlik lagwekkend. Maar dit is hoe Christianity aangebied word vandag. Doen wat jy wil. Die sonde, ek was in 'n groot kerk eendag hier in Pretoria gewees, waar die pastoor sê, wel bekend, dit maak nie saak wat se sonde jy doen nie, en wat jy nog gaan doen nie. Nou, die Here het jou al klaar vergewe daarvan. Nee, so hy gee die mense vry pas om nou te sondig, want die Here het al klaar gesterf daar. Ja, hy het gesterf daarvoor. Hy het. Maar kan jy nou maar doen wat jy wil? Net soos jy wil. Jy sien, mens moet so versigtig wees hoe jy die woord bedien. Wat is die waarheid? Want daai kan vals wees, dit kan mense hel toe vat. Want nou worry ek mos nou nie, ag die Here het klaar, ek gaan nou maar sommer doen wat ek wil. Kom ons kyk verder. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe. Nou onthou, naam beteken karakter en autoriteit. Met ander woorde, dit is sy natuur. Hy gaan die natuur van God op jou skrywe. En dan gaan hy aan. En nooit weer daar uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die Nuwe Jerusalem. Jy sien, as jy bruid gaan wees, gaan jy die naam, met ander woorde die karakter en die autoriteit en die natuur van die Nuwe Jerusalem, soos wat in Openbaring 21 opgeskryf is, gaan hy daai nuwe natuur en karaktereienskappe, wat vir ons bloot gelê word, of daar gestel is, in Openbaring 21, van die Nuwe Jerusalem, op jou skrywe. Nou kom hier 'n ander ene. Hy sê van die Nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal. Nou sê hy, en my nuwe naam. Nou is Jesus wat hier praat. Hy is die woord. Hy sê en my nuwe naam. Weet jy dat Jesus 'n nuwe naam gaan hê? Wat is hy nuwe naam? Sy naam is nou Jesus. Die engel sê vir Maria, en jy moet hom Jesus noem, omdat dit hy is wat sy volk van hulle sonde gaan verlos. Met ander woorde, Jesus is sy karakter en sy autoriteit. Hy het gekom om te verlos, om ons vry te koop van die sonde, om ons vry te maak van Satan se aanvalle, om ons te help. Dis sy natuur. Maar hoor wat sê hy, en my nuwe naam. Wat is sy nuwe naam? Jesus, na al hierdie dinge gebeur, verander daardie liefde en daardie karakter van hom, wat wil vergewe en ja, verander dit na oordeel toe.
sy naam, sy karakter en sy autoriteit gaan oordeel wees. Nou sê hy gaan ook daai naam op jou skryf, as jy bruid is. Nou sê jy, waar kry jy dit? Die Bybel sê dit duidelik. Weet jy nie dat julle engele gaan oordeel nie? Hy praat, Paulus skryf daarvan. Hy sê dit onder die inspirasie van die Heilige Gees. Weet julle nie dat julle engele gaan oordeel nie? Met ander woorde, jy moet nou liefde en lankmoedig en daai vrug van die Gees hê, maar hy gaan 'n nuwe naam, daai nuwe naam wat Jesus Christus gaan hê, gaan hy ook op jou skryf. Hy sê dit hier. So met ander woorde, jy gaan, as jy bruid is, nie jy wat laks is om God te dien nie. As jy bruid is, as jy die prys betaal, as hierdie oomblik van verdrukking vir jou 'n ewige gewig van heerlikheid nou bewerk, gaan jy saam met hom op sy troon sit en jy gaan engele oordeel. Jy gaan ook 'n nuwe naam hê. En dit staan ook hier in die woord. Ons kan nie alles deurgaan nie. Maar moenie vir my kwaad wees nie, asseblief. Ek probeer my bes om hierdie woord verstaanbaar te maak. Ek weet dis nie maklik nie. Maar doen jouself 'n guns. Gaan studie. Jy kan hierdie weer kyk en dan skryf hierdie skrifte af en gaan studie hierdie. En regtig, dit is awesome. Ek en my vrou het soveel wonderlike waarhede hier in hierdie woord. Party van die goed is scary, ons weet nie hoe om dit oor te dra nie. Dis amper een van die goed hierdie. Maar ons vertel julle maar, soos ons dit sien. As jy dit nie verstaan nie, ons gaan nie vir jou kwaad wees nie. Maar probeer net die woord van God studie. Vat hierdie goed, skryf dit neer, lees dit weer en weer en weer. Soek 'n bietjie rond, doen 'n bietjie kruisverwysing in die woord van die Here. En dan sien julle hoe wonderlik is dit om hierdie Jesus jouself met dit te beklee met die woord van God. Die Here seën julle tot volgende keer.